Goeiedag en welkom by ons 4de deel wat gaan oor die roeping van gelowiges. En laat my toe om daarom net eers ons span aan julle voor te stel. Ek is Janine Bevelou-Manders, dit is Dr. Christo van der Merwe, Dr. Johan Bester, Dr. Hannes Janse van der Rensburg. Niemand is vir julle onbekend nie, so baie welkom. Ons gesels vandag, soos ek gesê het, oor die roeping van gelowiges en teen hierdie tyd het julle al ongelooflike wonderlike insette gehad van die verskillende vakdissiplines. En ons het dan nou goed gedink dat ons met ons insetsel bietjie meer prakties gaan wees oor die roeping van gelowiges. En ons 4 wil definitief nie voorgee dat ons al die antwoorde het nie en ons wil ook definitief nie al die antwoorde op die tafel sit nie. Ons wil eintlik graag net die gesprek inlei en die gesprek stimuleer, sodat julle ook dan later as julle nou geleentheid kry, bietjie julle eie idees ook met mekaar kan deel. So om die ys te breek, dink ek begin ons daar by Dr. Christo om vir ons bietjie te sê, as dokter vir ons 'n klompie verbande moes lê vanuit die Bybel uit van waar ons roeping raak lees. Kan jy miskien vir ons net 'n paar sulke voorbeelde met ons asseblief deel? Net so as 'n bietjie as 'n inleiding. Graag, Janine. Soos ek dit verstaan, gaan roeping in die eerste plek en bo alles dat God ons roep om verenig met Jesus Christus te leef. En daarvoor sal ek graag 'n paar teksverse wil aanhaal. Mense hoor dit baie duidelik uit 1 Korinte 1 vers 9 waar ons lees: God is getrou, hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy seun Jesus Christus, ons Here. En dis die eerste verband wat ek wil lê. Die tweede verband is hoe so lewe lyk. En hier is roeping weer ter sprake. Dit word duidelik uitgespel in Kolossense 3 vers 12 tot 15. En hoor weer hoe dat roeping hier in 'n groot mate die vertrekpunt is. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. En bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte liefde saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers, en hoor mooi, geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. En dan volgens 1 Tessalonisense 2 vers 12 is roeping eintlik die rede of die oorsaak om tot eer van God te leef. Ons lees daar dat God gelowiges roep om tot eer van hom te leef. Nog 'n verband wat ek graag wil lê is die missionale opdrag wat vervat is in roeping. Ons lees in 1 Petrus 2 vers 9: Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Petrus sluit hierby aan wanneer hy gelowiges in 1 Petrus 3 vers 8 en 9 soos volg oproep. Hy sê ten slotte moet almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig wees en moenie kwaad met kwaad vergeld nie of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle, hoor mooi, geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Die laaste verband wat ek vereers wil lê, is die feit dat God se roeping nie beperk is tot hierdie lewe alleen nie. In 1 Timoteus 6 vers 11 en 12 word die volgende raad aan 'n jong Timoteus gegee. Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug, streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou krag inspann en die ewige lewe as die prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Ek wil eers net volstaan met hierdie paar verbande in terme van roeping. Baie dankie. Ek dink is baie duidelik uit die skrif uit. 'n Mens besef dit eintlik nie tot jy dit nou so doelbewus raak lees, hoeveel keer die woord roep, geroep
na vore kom nie. So is baie duidelik dat ons as gelowiges geroep is. Maar ek wonder net, anders dink jy regtig waar lidmate weet dat hulle ook geroep is. Dat nie net die dominee geroep is en die kerkraad geroep is, maar dit elke gelowige lidmaat is ook geroep. Dink jy hulle verstaan dit so? Janine, ek dink ek kan die vraag antwoord deur om te sê ja en nee, omdat roeping so 'n wye begrip is en deur die Bybel op verskillende maniere gekyk word. Dink ek ons kan ja en nee antwoord. Lidmate is bewus daarvan. Lidmate sal byvoorbeeld die teks uit Matteus 28 goed ken, wat ons as die groot opdrag van God kry, waar ons geroep word om na alle nasies toe te gaan, waar ons geroep word om mense, ons disippels te maak, hulle te leer, hulle te doop en dan ook te onthou dat God altyd by ons is. Ek dink in daardie opsig is lidmate bewus van roeping. Maar lidmate kan ook so besig wees in die wêreld dat hulle soms nie besef dat roeping nie net daardie goed is wat ons doen nie, maar partykeer ons menswees is. En dan dink ek aan Lukas 10, Martha Maria se verhaal. Martha wat so besig is om alles vir Jesus te doen, terwyl Maria net by sy voete sit. En dat Jesus eintlik in daardie teks ons leer, roeping beteken ook soms om net voor Jesus stil te word. Ek dink is in daardie opsig waar lidmate partykeer as gevolg van die gejaagde lewe dit vinniger laat verbygaan. Goed, so ek hoor by jou 'n ja en 'n nee en dat daar dalk 'n groter bewustheid gekweek moet word by lidmate en dat dit nie net gaan oor 'n doen nie, maar ook 'n wees. Nou, ons almal ken daai bekende boek van Simon Sinek wat sê start with a why. So hoekom moet lidmate, hoekom dink julle is dit belangrik? Hoekom moet lidmate weet hulle is geroep? Johan, wat is jou gevoel daaroor? Janine, ek dink waarom lidmate behoort te weet dat hulle geroep is dat hulle sal weet, dit beteken wat hulle lewensdoel is, dat daar 'n doel vir hulle lewe is. Dis nie maar net dat God ons roep in sy kerk nie, hy roep ons vir 'n bepaalde doel in die wêreld. Want ons lees in Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. So, ons roeping is as gelowiges, as volgelinge van die Here Jesus Christus, gee vir ons die versekering dat God met ons 'n doel het, persoonlik, maar dat hy ook vir ons 'n doel het in sy koninkryk. En ek dink dit is nodig dat lidmate meer erns moet maak met hulle roeping. Want dit gaan nie net oor jouself, maar dit gaan oor God se plan vir jou lewe, vir die wêreld en vir sy koninkryk. En God se plan vir die wêreld, hy is net dat die elke gelowige volgeling sy roeping sal uitleef. Daar's nie 'n ander plan nie. God het nie 'n plan B nie. So daai hoekom is belangrik. As ons nie weet hoekom ons iets doen nie, hoekom doen ons dit? Ons moet 'n rede hê. Anders, hoe voel jy daaroor? Ek dink nou aan professor Malan Nel se boek Identity Driven Church, waarin hy sê dat roeping uiteindelik ons identiteit bepaal, wie en wat ons is. Ek dink so, want mense is nie geroep tot hierdie spesiale hoë engeletaak nie. Ek dink byvoorbeeld wat die Bybel oor 'n huwelik sê. In gewone mense, 1 Korintiërs 7 vers 15. God het julle geroep om in vrede met mekaar te lewe. Kom ons sê nou maar so, nie dat daar buitengewone en gewone huwelike is nie, maar ek wil sê doodgewone Christelike huwelike waar daar vrede is, weerspieël iets van die verstaan van roeping tot hierdie huwelik. Dieselfde wat die res van ons lewe, en as 'n mens nou dink hoe dit in 'n samelewing gaan waarin daar soveel onvrede is, en ons lees dan Kolossense 3 vers 15, God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Is dit 'n stuk getuienis van hoe gelowiges met mekaar lewe? En 1 Tessalonisense 4 vers 7 is daaroor wat my betref net so duidelik, vir gelowiges om hulle te weerhou van onsedelikheid. En as 'n mens nou weer, en ek wil nie veralgemeen nie, dink hoe dit in 'n samelewing gaan, en ons lees dan God se roeping dien as 'n ernstige waarskuwing om jou as gelowige te weerhou van onsedelikheid en om te lewe soos God wil hê jy moet lewe. En dan staan daar uitdruklik, God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. En so word die verstaan van roeping eintlik 'n stuk getuienis in 'n stuk in 'n wêreld. En as 'n mens dan aansluit by die feit dat jy spesifiek geroep is as ons Jesaja 43 vers 1 verstaan, ek het jou op jou naam geroep,
jy's myne. En dan sluit dit vir my aan by wat Johan sê en by wat Hannes sê. Dan word dit 'n stuk getuienis omdat ek roeping verstaan. Ek verstaan ek behoort aan die Here. Dan word dit 'n groot stuk getuienis in 'n stuk in 'n wêreld. En ons hoef nie vir mekaar te sê hoe nodig die wêreld dit vandag het nie. Ek dink ek hoor ook dat ons vir mekaar sê dat dit baie met ons identiteit in Christus nou saamgaan, wie ons in Christus is, en dat ons in die eerste plek geroep word na iemand toe, na Christus toe, en wie is ons in Christus, word dan uitgedra. Ons gaan nou 'n bietjie lekker by die praktiese en die alledaagse dinge uitkom, maar net voor ons daarby kom, Johan, wat dink jy, hoe kan ons, as ons nou regtig prakties gaan, hoe kan ons gelowiges prakties help identifiseer? Ons sê nou vir gelowiges, julle het 'n roeping. Maar hoe kan ons vir hulle sê, hoe prakties, hoe identifiseer jy jou roeping as 'n gelowige? Weet jy, Janine, ek dink in vandag se gejaagde lewe en besig wees kultuur, is dit belangrik dat ons stil word voor God. En besef dat ons God se teenwoordigheid ontvang in ons lewens. Jy weet, ons het nie in ons dagtaak of in ons besige lewens regtig tyd nie. Ek hoor baie keer lidmate sê, ag dominee, ek bid sommer as ek op pad is. Maar ek sê nie, ons mag dit nie doen nie. Natuurlik mag ons dit ook doen. Maar ek dink ons moet doelbewus tyd maak om stil te word en God se teenwoordigheid in ons lewe te ontvang. Veral in ons gejaagdheid. Want anders gaan jy geleenthede by jou verbygaan wat God jou wil gebruik. En daarmee saam dink ek is dit belangrik dat ons die woord luisterend sal lees. Baie keer lees lidmate die woord, die Bybel, om inligting te kry. En dit moet oorgaan na 'n meer formatiewe lees. Dat wanneer ek die Bybel lees, dat dit my lewe en my gedagtes sal vorm. En ons ken dit almal, die kerk het nou al 'n kultuur begin van wandel in die woord, wat ons die woord luisterend lees. En dan gewoonlik kies jy 'n vriendelike vreemdeling en julle twee deel met mekaar wat jy uit die stuk uit gehoor het. En in hierdie saamlees van die woord, hoor ons weer hoor ons ook God deur ander mense wat met ons praat. En dan hoor ons ook weer iets van ons gesamentlike roeping as geloofsgemeenskap, as 'n gemeente. En dan is dit ook belangrik dat ek dink dat ons in ons besig wees die wil van God moet onderskei. In plaas van om weg te spring met bestuursmatige planne en oplossings, neem tyd en onderskei God se wil. Wat wil God op hierdie oomblik vir my lewe? Wat wil God op hierdie oomblik vir die gemeente waarin ek behoort se lewe hê? En die enigste manier hoe ons dit gaan begin onderskei en antwoorde kry, is om Gods vrae te vra. Wie is God? Aan wie behoort hierdie gemeente? Behoort dit aan die mense of behoort dit aan God? En waarmee is God besig in hierdie gemeente? Miskien het ons uit ons bestuursmatige ingesteldheid sekere planne wat ons wil uitvoer. Maar God is in die gemeente reeds besig met ander dinge. En dat ons daarvan begin bewus raak en meer na mekaar luister, waar gebruik God jou in die wêreld? En te hoor wat is in die gemeente se wil, wat is God se wil vir die gemeente? En dan daarmee saam moet ons leer om na die Heilige Gees te luister. Ek weet vir ons as hervormers klink dit nou baie vreemd as ek sê ons moet na die Gees luister. Maar die Gees bevestig sekere sake aan ons en die Gees ontwrig ons oor ander sake. En wanneer ek sê die Heilige Gees ontwrig ons, dan beteken dit dat daar goed is wat God wil hê ons moet afleer. Dat daar bedieninge of gebruike in die kerk was wat in die verlede belangrik was, maar nou nie meer so belangrik is. En niemand hou daarvan om te verander nie. Maar so ontwrig die Gees ons
om by 'n bevestiging uit te kom, dat daar 'n nuwe verbeelding in die gemeente ontstaan, maar waarmee is God regtig besig in hierdie gemeente? En hoe trek die Gees my in as individu om saam met God skeppers van die toekoms te mag wees? Ek hoor jou, daai eerste ene wat jy sê oor stil wees. Ons mense is, dink ek, almal ongemaklik met stil wees. Ons is nie gewoond om stil te wees, en ons is ongemaklik daarmee, ons weet nie wat om in die stilte te doen weer nie. Dit kom weer by daai doen. Ons is so gewoond, ons moet goeders doen, waar ons net in die teenwoordigheid van die Here eers net moet wees, om sy stem, dan sal hy van daai dinge uitspeel, die luister God se woord. Ek dink ons voel altyd skuldig as ons net stil is. Ons voel altyd, nou is ek nie produktief nie. Ek dink baie keer voel mense, ek is nie produktief wanneer ek stil is nie, maar dit is die voorvereiste. Dis hoekom ons die gesang sing. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ja. Wees stil. Wees. Ja, en die ander vertaling is eintlik mooi bedaar. Ja, en ek dink ja, dis wat baie van ja. ons nodig het, is om eers te bedaar. So dit is dis die begin. Ek dink dit sluit aan by die ander aspek wat ons oor wou gepraat het, oor wat se rol speel gebed in die identifisering daarvan en die rol van selfondersoek. Is daar miskien iets wat julle daarbey wou voeg? Ek sou dink dat die rol van gebed lê by een van die uitdagings vir ons om God se roeping te kan hoor, te kan ervaar. Ons sê altyd in verhoudingskommunikasie is belangrik. 'n Verhouding kan nie werk sonder kommunikasie. Ja. En gebed is op 'n manier ons kommunikasie met God. So ons verhouding kan ook nie slaag as daar nie kommunikasie is nie, as daar gebed is nie. Nou wil ek saam met Johan stem. Daardie gebed hoef nie net 'n formele gebed te wees nie. Dit kan 'n gesprek wees waarvoor ek moet ook tyd inruim. Dus tyd maak is belangrik. Ek onthou iemand het eendag gesê, ons is so besig met die dinge van die Here dat ons die Here van die dinge vergeet. Dis waarvan predikante en lidmate. So ons moet tyd prioritiseer, ons moet tyd skeduleer vir God. God se sin. Ons gaan God nie in ons besig wees, gaan ons hom nie ontdek nie. Partykeer dink ek ons wil vir God sê, hou net by, ek is op pad, hou net by. Om Christus? Ek sal graag wil hoor hoe julle as kollegas dink oor 'n luisterende gebed. Gebed, dink ek, word soms eensydig verkeerd verstaan as 'n monoloog, iets van wat jy nou net gesê het. Maar wanneer daar 'n stuk luister bykom, ek kan ongelukkig nie meer onthou wie die outeur was nie, maar ek het lank terug 'n boek gelees. Die Engelse titel is Develop a Listening Ear. Ontwikkel 'n luisterende oor, want as gebed, soos Hannes tereg gesê het, 'n gesprek is, dan is dit nie net 'n monoloog nie. En dan sal ek graag wil hoor hoe my kollegas en julle voel oor luisterende gebed. Janine, ek wil saam met Christus stem oor daai ene luisterende gebed. Weereens dink ek dis bietjie vreemd vir ons in ons geloofsuitlewing, maar tog is dit 'n baie belangrike geloofsgewoonte wat uit die vroeë kerk uitkom. Dat ons net moet stil word en God se teenwoordigheid ontvang. En ek dink dis daarom belangrik, dat 'n luisterende gebed gaan jy nie noodwendig in die verkeer kan doen nie. Jy moet stil wees, jy moet geanker wees in die moment om God se stem te hoor. Ek wil daarbey aansluit in ons gemeente lui die klok voor die erediens begin. Die klok lui nie op 9 uur om tyd aan te dui nie, maar dit dui om op die oomblik te wys. En in daardie oomblik wanneer die klok lui, het ons nou oor jare die gemeente geleer om luisterend te bid, stil te word, te ervaar dat God intentioneel bewus is en te luister. En dan begin die res van die liturgie aan. En dis maar 'n stukkie opvoeding ook, om mense daarin te begelei. Ons is nie altyd, om een of ander rede het mense eintlik baie groot geword met die gedagte van gebed is praat. Dit is hoe ons groot geword het. Jy het jou lysie of jou 5 vingers en jy moet
vir hierdie een bid en jy moet dankie sê, moet jy vir self bid en jy moet vergifnis vra. En dis wat ons geleer het is gebed. Ja. Maar nou hoor ons weer 'n bietjie 'n ander klem wat sê maar wees net stil, want anders dan gaan jy nie die Here hoor nie. Maar weet jy Janine, baie ou gebruik in die vroeë kerk en selfs in die vroeë liturgie van die hervormde kerk, aan die einde van die erediens was daar 'n stil gebed. En dit het bietjie verwater later van tyd in plek gemaak vir aankondigings en so meer. En by ons gemeente probeer ons weer die gebruik of die gewoonte, die geloofsgewoonte, na die erediens 'n stil gebed te hou. Van om net stil te word en te dink en te reflekteer, maar wat het God vandag vir my gesê? As ons nou praat oor roeping, dis deel daarvan, om God se doel vir my lewe te kom hoor. Om te hoor wat het God vanoggend vir my gesê. Wat ontwrig my en wat bevestig hy. Ek moet sê dit was nogal vir my bevrydend toe ek daai ding snap van ek hoef nie te praat die hele tyd nie. Ek kan net stil wees en ek het altyd hierdie gedagte in my kop van hier's klop apies in ons koppe en hulle spring so van tak tot tak en dis ek moet daai apies net bietjie stil kry, daai apies bedaar en sê kom net tot rus, fokus op die een in wie se teenwoordigheid jy kom. Hannes, wat sê jy oor passie en gawes? Hoe speel dit 'n rol wanneer dit kom by lidmate se roeping? Passie, die rede waarom ons 'n ding doen, word deur ons passie gedryf. As ons roeping verstaan, dan kweek die Heilige Gees in ons die passie om ons roeping te hoor. 'n Ding wat ek vir hierdie passie, ek dink 'n groot uitdaging is behalwe die tyd en die kommunikasie, is verhoudings, die relasionele goed. Wat ek dink ons passie baie sterk moet ondersteun, want ons passie kom nie net uit onsself, deur die Gees nie, maar ook uit ons saam wees met ander. En daarom dink ek, Graham Standish sê in 2020 in sy boek The Church Change, sê hy, die kerk kan net verander na die roeping van God toe. Nie as die kerk meer dinge doen nie, maar as die kerk in 'n sterker verhouding met God staan. En die kerk bedoel hy nou ons individueel, ons is mos die kerk van Christus. So daardie verhouding is vir my die ding wat waar my passie vandaan kom. As ek aan my verhouding werk, groei my passie. En die eerste verhouding, dink ek, waaroor ons moet praat, is ons verhouding met God. Hoe lyk ons verhouding met God? Is ons ingeprop by God? Is my verhouding met God 'n verhouding waar ek vir God sekere goed vra en hy moet dit net gee? Of is dit 'n verhouding van ek luister na wat God vir my vra? Daardie verhouding dink ek is belangrik. Ek dink ons kan ook meer doen om te praat oor ons verhouding met God. Dalk het ons te lank groot geword met jy praat nie daaroor nie. Dis nodig dat ons daaroor praat. As ons nie daaroor praat, dan kan dit die passie in ons doodmaak. Die ander verhouding wat ek dink in die relasionele ding belangrik is ons verhouding met onsself. En dis ook 'n ding waarin ons arm is, omdat ons amper vir mekaar gesê het, jy praat nie, die verhouding met jouself is nie so belangrik nie. Ek dink jou verhouding met jouself groei uit jou verhouding met God. Dit bou daardie passie wat jy nodig het om te doen wat jy doen. En dan sal dit ook uitkring na jou verhouding met die mense rondom jou. Ek dink ons het op 'n stadium toe ons bietjie gedinkskram het ook vir mekaar gesê, ons het nie taal nie. Ons het nie eintlik geloofstaal nie en dis eintlik ook waarin ons lidmate kan help om te praat, wanneer ons met ons belydenisklasse ook praat, om vir hulle ook meer geleentheid te gee, om vir hulle 'n geloofswoordeskat te gee, om vir ons lidmate taal te gee, om hulle geloof en hulle verhouding met die Here uit te beeld en uit te dra en uit te druk. Rondom gawes, een van julle dalk, hoe speel ons gawes 'n rol? Wel, ek dink 'n mens sou omvattend kon sê, God het reeds vir elkeen alles gegee wat jy nodig het om dit waarvoor God jou geroep het te doen. En as jy in die gelukkige posisie is dat jy iemand het wat jou help om dit te ontdek, dank die Here. So nie is daar 'n magdom hulpmiddele wat ons vandag kan help om jou gawes te ontdek. Maar die punt van die saak is doodgewoon, as jy geroep is en God het reeds vir jou alles gegee wat jy nodig het om te doen waarvoor hy jou roep, dan moet jy dit doen. Dis nie 'n opsie nie, dis 'n opdrag.
Ons het dit reeds. So dis wat ons eintlik hoor. Ons is eintlik al klaar bederf. Elkeen het die nodige gawe wat die Here jou voor wil gebruik. Ja, ons is klaar bederf. Fantasties. Dankie. Dit laat my nou dink terwyl Christo daaroor praat oor die roeping van die disippels. Jesus het hulle geroep, hulle was gewone vissers. Mense het alledaagse werk gehad, het dalk nie eens belangrike werk in die oë van die mense van daardie tyd nie. Jesus roep nie daar uit die tempel uit die leierstruktuur van die tempel nie. Hy gaan roep langs die viswaters, nee. En dan kry hulle 3 jaar intense opleiding. Hy rus toe. Hulle saam wees met Jesus, nee. Is daardie toerusting. So ek stem met Christus saam. As ons geroep word, sal hy ons ook toerus. En dan stuur hy ons uit. Ja, dis nogal goed om te hoor. Hy roep nie die bekwames nie. Hy bekwam die wat hy roep. Dis wat ek by julle hoor. Ek dink op Engels, God doesn't want ability, he wants availability. Daar's nie vir my 'n mooi Afrikaanse vertaling daarvoor nie, maar dit sê iets vir my van hierdie gawes wat God vir ons gee of mee seën. Hy verwag net van my om beskikbaar vir hom te wees. Net as hier is ek. Stuur my, as dit Jeremia wat dit gesê het. Net hier is ek, stuur my. Help my 'n bietjie met gewoontes. As ons met mense moet deel, watse gewoontes sal ons voorstel kan lidmate beoefen om hulle te help in hulle alledaagse lewe. Veral ek dink in 'n lewe wat nie noodwendig pro-Christendom is of wat noodwendig godsdienstig vriendelik is. Ek dink ons mis baie keer die geloofsgewoontes wat ons al reeds het. En die gewoontes wat ons almal ken is gebed, Bybelstudie of om die woord te lees en te oordink. Maar belangrik vir my is dat Adele Calhoun het in haar boek Spiritual Discipline Handbook vir my nogal 'n ding oopgesluit van persoonlike geloofsonderskeiding is die basis vir die uitlewing van jou roeping. So as ons nou gaan dink oor die gawes wat ek het en wat is God se wil vir my lewe, is dit hierdie ding dat ons persoonlike geloofsonderskeiding moet hê. En dan is dit gebed, oordenking of oor die bepeinsing het die ou mense gepraat van die woord. En ek dink 'n ding wat bykom en dit is nou regtig nie uit die oosterse geloof uit nie. Die woestynvaders het al begin met meditasie om 'n bepaalde teks te lees en te lees, luisterend te lees en daardie teks weer te bid om jou eie geloof onderskeiding toe te pas en God se wil vir jou lewe te onderskei. Maar ek dink ook dat 'n mens dit doelbewus moet doen. Ek dink daar's genoeg preke oor die internet. En by ons gemeente het ons die gebruik begin om Woensdae stuur ek 'n Bybelblaaskans uit wat 'n meer meditatiewe bedoeling is. Wat aansluit by die wandel in die woord om luisterend te lees, wat jy die teks 2, 3 keer, 4 keer deurlees. En net let op dit wat God vir jou uit daai teks uit van bewus maak. En so ook dan God se wil vir jou lewe te onderskei. So dis baie belangrik en dan dink ek ook is belangrik om 'n disipel van Jesus Christus te wees of 'n volgeling van Jesus Christus te wees. Beteken dat ons 'n bepaalde lewenswyse moet aanleer of aankweek. En in die vroeë kerk het dit bekend gestaan of is as 'n regula, 'n rhythm of life, 'n ritme van die lewe, waar 'n mens uit jou tyd met God wat jy spandeer, oorgaan in die uitleef en gehoorsaamheid daarvan. En ek dink ons moet bietjie weer aandag daaraan gee. En dit kom alles in daardie boek van Adele Calhoun in Spiritual Discipline Handbook, oor hoe kan ons dit doen? En 'n goeie vriend van ons, Tom Smith, hy het 'n boek geskryf, Raw Spirituality. En daar het hy gepraat van ons moet 'n operating system ontwikkel. 'n bedryfsstelsel. En dit help gemeentes om 'n taal te ontwikkel vir bepaalde simbole in die kerk.
en gebeurtenisse in die kerk. Dankie. Ek dink wanneer 'n mens die woord mediteer, is nie vir almal altyd so bekend nie, maar ek dink ons eintlik is ons, dit is oordink. Oordink die woord. En ons moet meer die woord oordink, reflekteer, teruggaan daarna, en die ander woord wat jy eintlik gebruik het is dissipline. Dit is so eenvoudig soos dit. Niks wat ons goed in is of goed in raak het gekom sonder dissipline nie. En dit is ook nou maar waar die woord disipel vandaan kom. As jy 'n disipel van die Here Jesus wil wees, moet jy sekere dissiplines in jou lewe omarm. 'n Praktiese manier kan dink hoe ek dit doen in my lewe. Ek kan immers net vir myself praat. Is ek staan in die oggende op en nadat ek koffie gedrink het, dan het ek 'n plekkie in my huis waar ek 'n kers aansteek en waar ek doelbewus stil word voor God en sy teenwoordigheid ontvang. Waar ons net nou gepraat het oor luisterende gebed, hoe doen ek persoonlike geloofsonderskeiding, en daardie tyd is vir my kosbaar. En ook in ons gemeente het ons 'n gebedskamer ingerig, waar lidmate deur die loop van die dag, want die gebou is oop, deur die loop van die dag kan kom sit, of Sondag voor, na erediens, kom sit en stil word voor God. Ons het ook 'n Triskelion labirint by ons gemeente gebou, waar jy 'n wandelgebed kan doen, waar jy die 3 sirkels het wat die 3 eenheid simboliseer. En jy fokus net tussen daai 2 lyne en jou gedagtes met God, of jy's net bewus van God se teenwoordigheid in jou lewe. So dis praktiese maniere. En dit spreek verskillende spiritualiteite ook, en ek dink dis belangrik om te sê dat verskillende mense se spiritualiteite verskil, en daar het julle nou verskillende, maar die woordjie wat nou vir jou kans gaan is die woord doelbewus en intentioneel. Ja. Geen verhouding, nie 'n huwelik, nie 'n ouer-kind verhouding, geen verhouding groei as jy nie intentioneel doelbewus sê, ons het 'n afspraak, ons kuier saam, ons eet saam, ons doen iets saam. En net so gaan dit ook met die Here. Date nights. Die wêreld lê so baie klem in 'n gesonde huweliksverhouding vir date nights. Ons moet 'n date night met God ook hê. Ons moet daai afspraak maak. Al is dit 'n koffie en Skus aan. Ek dink ons sou net so 'n treukie terug ook kon gee om net vir mekaar te sê dis oukei om te praat van geloof gewoontes. Is amper asof ek, al is dit dan nou net ek groot geword het met 'n ding wat net uit gewoonte gedoen word nie. Dan is dit boos, dan is dit verkeerd. Tot ek self die Bybel oopmaak en lees, Jesus het uit gewoonte op die Sabbatdag na die tempel toe gegaan, nê. So geloofsgewoontes is goeie dinge. 'n Gewoonte is soos oefening. Dit lê vas. Dit ontwikkel muscle memory om jou te laat onthou, om jou te laat inoefen. Ek sou net dat ons dit vir mekaar sê, dis reg. Ons kan maar geloofsgewoontes hê. En dan kan ons dalk almal wat na ons luister vandag in die groot groep uitnooi en sê deel 'n bietjie julle geloofsgewoontes. En ek dink aanvanklik sal die gesprek 'n bietjie stadig wees, maar as iemand net eers iets op die tafel gesit het, gaan ons dalk baie vindingryke geloofsgewoontes by mekaar leer. Ons wil by mekaar leer en ons wil mekaar se harte bietjie hoor en mekaar ook aanmoedig om dit te doen. Wat julle iets het ons nou ook gesê van dit moet aan die passie. Dit is aansteeklik. Dit is 'n goeie ding om aan te steek by mekaar. Om Christus 'n bietjie gedagtes. Ek onthou toe ons ook gedinkskram het, baie praktiese gedagtes gehad van hoe 'n mens gewoontes ook in die alledaagse lewe. Hierdie bewussyn van geroep wees as vertrekpunt terwyl ek lewe, gaan regtig maak dat ek alle maniere sal soek, alle middele sal soek om te beantwoord aan hierdie groot opdrag dat ek geroep is deur my verlosser en my skepper vir 'n bepaalde taak. Ja. Dankie. Dis positief om dit te hoor. Ek dink wat die mense dalk nou wil hoor is dalk wat is daar buite? Wat se hulpbronne? Want so ons toe gepraat het gesê maar daar's daai boek en daar's daai kursus en daar's daai dit. So wat is tot ons beskikking? Wat kan ons sê? Wat kan ons deel en sê maar hier's die moontlikhede wat jy kan gebruik en dalk iets soos die SGB wat jy op se knoppie kan druk. Help my so 'n bietjie daarmee. Ja, ek dink daar's geweldige kundigheid in die SGB.
die SGB, ons al 3 kollegas is nou betrokke by die SGB. Moet jy nou self sê? Ja, maar ons is nie die enigstes in die SGB nie. Ek dink net daar's ander afdelings in die SGB wat mense kan help om meer geloofsonderskeidend te kan leef. Ons het ontwikkelingsprogramme, sentrums vir predikante, daar's die welstandsprogram vir predikante. So die SGB het 'n geweldige bron van inligting en ondersteuning. En dan dink ek, die belangrikste ding is dat leiers, en dis nou nie net die predikant nie, maar ook ander geestelike leiers in die gemeente, het sy klein groepe of die sustersvereniging of die jeugvereniging, hulle is tog almal leiers en geestelike leiers, moet begin om uit voorbeeld uit te lei. En dan is daar ook 'n skitterende werkboek wat ons graag wil aanbeveel rondom, die titel van die boek is In pas met die lewende God, gewoontes en ritmes van roepingsgetroue gemeentes, wat daar 5 verskillende ritmes is. Daar's klomp, ek dink daar's 15 gewoontes en daar's 45 praktyke wat gemeentes en individue, lidmate en die gemeente kan help om hulle roeping uit te leef. En dan is daar natuurlik ook, dit word ook in Pas boek so beskryf oor die 5voudige bedieninge van Efesiërs 4 vers 11, apostels, profete, evangeliste, herders, leraars. En die hulpbron daarvoor is Vind Jou Hoed, wat by Bybelmedia beskikbaar is, wat 'n hele klompie, 'n preekreeks en Bybelstudie en al die dinge is, wat lidmate kan ontdek, maar wat is my bediening? Waarmee het God my geseën om die gemeente se roeping uit te leef? Die ander belangrike ding wat nou in die kerk uitgerol word, is weer die Church Life Survey Southern Africa, wat die vraelys, ek dink daar so 35-40 gemeentes getrek, wat dit nou elke liewe lidmaat in die erediens die vraelys gaan voltooi. Dis navorsing wat ons doen in die kerk, vir die kerk. En ons het ook 'n begeleidende PowerPoint saamgestel, wat dominees daardie inligting, as hulle die verslag terug ontvang, kan gebruik om die inligting te ontsluit tot voordeel van die gemeente. Dit klink goed. Wat was daai ander, wat ons iets met die magnete, wil jy dalk Ja, iets daarmee deel? Die magnete is 'n oefening, geloofsoefening, wat 'n mens deur magnete wat verskillende ikone het, ikoon van die drie enige God wat jy in die middelpunt plaas, so dit herinner jou daaraan om God in die middelpunt van jou lewe te plaas. Dan het jy 'n muurprop en jy het 'n boompie en al hierdie goed herinner jou aan iets. Ons gaan nie nou in volledigheid daarin nie, maar hulle kan ons daaroor kontak en ons kan meer inligting gee. Dis 'n hulpmiddel om gelowiges aan die gesels te sit oor waar hulle is, want dit is vir ons nie altyd maklik om oor ons geloof en ons geloofservaring te praat nie. As ons die magnete het en ons pak hulle uit en ons begelei mekaar deur die gesprek, is dit so, oralste waar ek dit al aangebied het mense dit probeer bekom, want hulle wil dit in die gesin gebruik. Want hulle het sukkel, ons het gepraat al oor taal, sukkel om taal te hê om in die gesin, ma, pa en kinders, om oor geloof en geloofservaring te praat. So ek dink dit is ook 'n praktiese hulpmiddel. Daar's die vraelyste wat verskeie is, daar's 'n legio daarvan wat gemeentes kan gebruik. Ek dink een wat vir spiritualiteit, een oor spiritualiteit kan help, dat ek kan verstaan waar lê my spiritualiteit, waar is my voorkeur, waar is my gemaklike spiritualiteit, is dit my kop, my hart, my hand, misties, wat ons vir gemeentelede daar kan gee om dit uit te vind, ander vraelyste om met ons te praat oor roeping en ons verstaan van roeping. As ons met mekaar praat, kan ons mekaar help. Christo, nog 'n bietjie dalk 'n voorstel of so van 'n hulpmiddel wat ons met die gemeentes kan deel? En mens sou die gemeentes gewoon kon uitnooi en sê kontak die SGB, en dan kan daar deur middel van die gesprek lekker vasgestel kan word. Wat is die spesifieke behoefte op daai stadium of in 'n bepaalde konteks? En dan, soos wat Johan reeds gesê het, ek dink die SGB het min of meer, kom sê 90%
van die gereedskap wat gemeentes nodig mag hê. So ek dink dit is eintlik maar 'n uitnodiging is kontak die SGB en ons gesels graag en ons kyk wat is daar prakties om jou in daai bepaalde konteks te help, want kontekste verskil. Absoluut. So ons gaan 'n basiese bronne beskikbaar stel, maar dan het julle gehoor dat die SGB is 'n onuitputbare bron, maar ons leer ook graag by ander. Kom ons sluit af met stories. Ons het nou gehoor dat stories vul ons met hoop om te hoor dat daar word so baie gedoen reeds daar buite en mense in hulle alledaagse lewe is eintlik al klaar besig om hulle roeping uit te leef. Hulle weet dalk nie eers dit is wat hulle besig is om te doen nie. Het een van julle dalk 'n storie wat julle met ons wil deel, net solank sodat ons bietjie ek wil amper sê die baan kan open vir die gesprek wat hierna in julle groepe gaan volg, dat julle ook stories met mekaar nou kan deel. Ek was op 'n stadium moeg gewerk. Ek het my werk gedoen amper outomaties. En ek moes een aand laat by mense huisbesoek doen waaroor dit was vir my 'n uitdaging want dit is laat omdat hulle gesin se tyd pas, het so aan met almal bymekaar en die kinders en goeters en ek was al klaar moeg gewerk. En ek het die aand huisbesoek gaan doen by 'n gesin waar daar onder andere 'n 6-jarige dogtertjie. En ek was amper al moeg gebid ook. En toe ons by die punt kom dat daar gebid moet word, toe sê die dogtertjie maar sy wil graag vir ons bid. Roeping. Sure. Sy wil graag vir ons. Dalk besef sy nie die groot woord roeping, maar sy het net deel van God se plan gewees met my. Want haar gebed vir my was nie 'n vorm gebed nie, was nie 'n resitasie wat sy opgesê het nie. Haar gebed was ongelooflik volwasse. Sy het my uitdagings aangespreek. 'n 6-jarige kind en ek was vervul. Ek was nuut gemaak, skoon gewas deur die Heilige Gees, deur 'n kind wat net beskikbaar was vir God se roeping in my eie bediening en ek is so dankbaar vir daardie geleentheid. Dankie. So is daar baie stories van roeping wat uitgeleef word in prakties in die alledaagse lewe. En ons wil dit graag hoor, ons wil graag met mekaar dit deel. So ons gaan nou hier begin afsluit en vir julle dan nou uitnooi. Ons hoop julle het iets leersaams gevind of julle kan iets uit hierdie gesprek gebruik en ook prakties na julle gemeentes toe terugvat. Hoop dit het julle bietjie geïnspireer en ook julle passie weer bietjie aan die brand gesteek om met nuwe energie ook terug te gaan na julle gemeentes toe en die roeping weer te gaan ontdek vir julle gemeentes, maar ook julle as gelowiges. So deel gerus met mekaar verhale van hoop en ons versterk mekaar se geloof. Baie dankie dat julle ook by ons ingeskakel was. Baie dankie aan my span wat saam gekuier het, saam gedink het, saam beplan het. Dit is 'n voorreg om 'n paar ure met julle te kon spandeer en saam te werk. Baie dankie.